Vader, vir ons as kinders van God om net so in U teenwoordigheid te mag onsself bevind. En ons wil vir U dankie sê vanmôre vir die kosbaarheid van U self, vir bemoeienis, Here, wat U met elke ene van ons maak. Ons weet, Here, ons stel U te leer by baie geleenthede, maar ons weet ook vanmôre onomwonde dat die woord van God waar is, wat hy sê, in jou swakheid sien ek jou raak, en dit sal ek wees wat jou sal uitlig en oplig uit die moddersluike van hierdie wêreld uit, wat partykeer so heers om jou te oorheers. En dankie, Here, dat ons vanmôre kan weet, daardie liedjie wat sê, omdat U leef, sien ons kans vanmôre, omdat ons, Here, onomwonde kan verklaar vanmôre, dat U die koning van alle konings is, dat U Jesaja 9 wat sê, U is die wonderwerkende krag van God, deur die Heilige Gees in elke ene van ons se lewe, wonderbare raadsman, sterke God, ewige Vader, die vredevors en die een wat weer sal kom. Daardie dag as U die blou lig skeer om ons toe kom haal, as ons nie dalk voor die tyd huis toe gaan nie. Seën ons vanmôre, dan is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie, jy kan jou sitplek neem vanmôre. Ek wil vanmôre dalk 'n bietjie met jou praat uit twee rigtings uit. En dan wil ek vir jou vra in die begin is, wat is jou doelwit op aarde? Nou daar is seker twee rigtings waarin 'n mens kan praat, en dit is oor die rigting van jou geestelike lewe, en dan ook in jou fisieke lewe. Waarna toe is ek op pad met dit? Hoe ver het ek dalk gekom? Nou, dis baie interessant dat ek en jy, soos ons vanoggend hier sit, is ons by die kortste dag en die langste nag. Is dit so dat ons in die 26ste week van hierdie jaar is, wat die helfte is, want daar's nog so 26 weke voor die jaar eindig. En toe die Here met my praat oor hierdie verskillende dinge van die dag en die nag, en daar's so amper wil ek sê, so 'n lyn wat sny tussen hierdie goed. Toe het ek baie gewonder oor hoekom sou die Here nou vir my spesifiek in die middel van hierdie jaar dan sê ons moet 'n bietjie praat oor wat is my doelwit. Nou, ons weet vanmôre dat aan die begin van die jaar, ek en jy en ons is maar almal, dan het jy 'n droom en jy het 'n plan en jy het 'n visie en jy het vir jou sekere dinge in jou gedagte laat vasvang om te sê, hierdie jaar wil ek my doel bereik in wat ook al, watter rigting ook al jy jouself bevind, of wat jy ook al van hou, wat jou stokperdjie is, en dan is dit so dat daardie droom of daardie visie van jou hou 'n dag, of hy hou 'n week, of hy hou dalk 'n maand, en dan sê jy vir jouself, ag nee, alles is maar weer dieselfde, so kom ons doen dit maar wat ons maar altyd doen. Maar dan is daar ook 'n tweede geval wat mense, 'n groep mense wat vir hulle self sê, as ek dan hierdie ding wil deurvoer, as ek dan hierdie plan wat ek gemaak het, of hierdie doel wil bereik, dan moet ek werk daarvoor. En so kry ons dan hierdie twee verskillende groepe van mense. Die een is doelloos, hy het 'n doel, maar hy plans die pad, dan word hy moeg. En dan kry jy die volgende wat sê, ek sal deurgaan met hierdie plan. En as ek en jy nou vanmôre presies in die helfte van hierdie jaar sit, en ons kyk terug na Januarie, toe 26 weke terug, en daar 26 weke voor ons, dan dink ek is dit die regte geleentheid om dan vir myself te vra, hoe ver het ek dan nou gekom met dit wat ek beplan het, of dit wat my droom was, die 1 Januarie.
En ek dink baie van onsself gaan jouself verbaas as jy 'n bietjie gaan sit en terugdink en vir jouself sê, weet jy wat, dit is wat ek gedink en gedroom het dalk, maar eintlik het dit nie so uitgewerk nie. En ouens, ek wil vanmôre vir jou sê dat as die Here jou geroep het in 'n sekere rigting in jou fisieke lewe, die lewe daar buite, dan moet jy doen dit wat hy wil hê jy moet doen. As hy wil hê jy moet 'n boer wees, moet jy 'n boer wees. As hy wil hê jy moet in 'n kantoor werk, moet jy in 'n kantoor werk. Ons moenie uit ons rigtings uitgaan nie, want dit is nie waar die Here jou wil hê nie. Wat baie interessant is dat in jou geestelike lewe is daar dan ook sekere momentums en rigtings wat die Here vir ons aanwys, as hy dan in Efesiërs 4 begin praat oor die vyfvoudige bediening, en ons weet wat is dit? Dit is die apostel, en dis die ouderling, en dis die leraar, en dis die vyfvoudige bediening, die herder, en in jou geestelike lewe het jy dan ook iets om na uit te sien, of jy het 'n doel waarvoor die Here jou in hierdie lewe gebring het. Maar as ek na Filippense 3 gaan kyk, en dan sê die Here vir my dat die belangrike ding is, en dit is dat dis belangrik dat ek moet doen dit wat my fisieke lewe van my vereis in die sekulêre wêreld daar buite, maar dis belangriker om in my geestelike lewe te deponeer, sodat Efesiërs 4 'n bietjie verder daarvan vers 6 af vir ons sê, sodat ons kan kom tot die volheid van die woord en van die kennis van God, tot volwasse manne en vroue in Christus Jesus. Want vanmôre wil ek net dit vir jou sê. As jy nie opgewasse is in die woord van die Here nie, as jy nie op jouself kan verdedig met die woord nie, dan is daar soveel dinge wat gebeur daar buite, en ek wil nie praat teen mense of wat kan nie, maar daar is soveel strome wat teen die stroom inbeweeg waarin jy jouself bevind. En daarom, as die woord ons leer dat ons by die Here moet bly en dat ons in daardie rigting moet volhard, dan is dit so. Nou Filippense 3 vers 14 sê, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Hy sê, die skrywer kom, Paulus kom en hy skryf vir die Filippense, en Filippense is een van die mooier boeke, wat baie, daar's geen negativiteit in hierdie boek van Filippense, dis positief, dis opbouend, dit is iets waarna jy, en as jy teruggetrokke is of iets, gaan lees Filippense, van die begin af, 4 vers 4 wat hy ook sê, verbly jou in die Here, ek vermaan jou, verbly jou in die Here. Jy sien, daar's 'n tyd en 'n plek in jou lewe wat ek en jy in 'n geestelike groei moet inbeweeg. Ons kan nie bly by die begin nie. Hebreërs 6 sê, hy sê, julle kan nie bly by die begin nie. Julle moet streef na hoër dinge, sodat julle in die volheid van dit wat God in jou lewe deur die krag van die Heilige Gees 'n belegging wil maak, dat jy dit sal deelagtig raak, sodat jy dit sal doen. As ek kyk na die gewone lewe, dan wil ek vir jou sê, daar's baie voorbeelde. Ek dink byvoorbeeld aan Louis Massin, my neef. Louis het nou die wêreldrekord van al die Comrades, uit 50 Comrades. Hy het 44 2 oseane wedstryde, hardloop oor see, hy's 74 jaar oud, en hierdie ou is 'n inspirasie vir baie van ons. Nou, Louis het begin, en hy het die Comrades in 6,5 ure gehardloop. Op hierdie stadium doen hy dit in 11,5 ure. So dit die tydfaktor raak meer, maar die feit van die saak is dat hy 'n droom, en hy sê oor 2 jaar is die Comrades 100 jaar oud en hy wil nog 2 hardloop.
Nou sê hy iets wat baie indrukwekkend is. Hy sê om die Comrades te kan hardloop op een dag die 100 kilometer, moet jy ten minste 1000 kilometer se oefening agter jou hê. Luister wat sê ek. Om 100 kilometer te hardloop, daai maraton te kan voltooi, moet hy 1010 keer meer oefening agter hom hê om dit te kan maak. So nie kan jy dit nie maak nie. En ek dink toe ek hierdie ding sien en ons praat oor die ding, toe gaan daar vir my 'n liggie op wat vir my sê dat in my geestelike lewe, maar selfs ook in my fisieke lewe, moet ek nie sommer net ophou nie. Want jy sien, dit is so maklik om te sê, maar ek het nou genoeg van genoeg, maar die eintlike ding is om aan te hou en om aan te hou omdat jy aanhou. As ons vanmôre kyk na net 'n paar voorbeelde, as jy kyk na die ouma beskuit, dit het in 'n kombuisie gebeur, jy gaan lees die verhaal op 'n plaas, dit was 'n klein, en luister, ouma beskuit is vandag wêreldwyd. As jy kyk na McDonald's wat Ry Kroc begin het in Amerika in 'n buitekamertjie, hy's wêreldwyd. As jy gaan kyk na Pick n Pay, Raymond Ackerman het dit begin in 'n klein stoortjie, alom bekend. En so kan jy name noem en kan jy mense koppel aan hierdie goed in die fisieke lewe. Want jy sien, daar was iets in daardie mense se lewe wat hulle gedryf het. Ek sê, Louis, maar hoe kry jy hierdie goed? Hy sê, luister, dit is nie omdat jy dit wil doen nie, daar's iets in jou ingebou wat sê, luister, dis my droom. En as ek nie my doel bereik nie, dan gaan ek ongelukkig voel. En so gaan dit ook in ek en jy se geestelike lewe. Die probleem egter is net dit, en dit is, ek wag maar altyd vir die volmaakte tyd. Ag nee, jy moet nie nou met my karring by die kerk of oor hierdie nie, dis nog nie my tyd nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy wag vir die regte tyd, selfs in die gewone lewe, om vir jou 'n Mercedes-Benz te koop, dan gaan jy nie daai Mercedes-Benz koop nie. Ouens, dis net 'n voorbeeld. As ons begin besluit, ek wag vir die regte of die volmaakte tyd om iets te doen, vergeet dit. Ek sê altyd vir die mense, ja, maar ons kan nie op vakansie gaan nie, ons het nie geld nie. Ek sê, jy sal nie op vakansie gaan nie, want jy spreek dit. En dit wat ek spreek, die mag wat in die tong is, bepaal dit wat oor jou lewe gebeur. Ons moet hierdie goed verstaan en ons weet dit. Maar ek kan ook begin spreek in die vryheid van die Heilige Gees. Ek kan roep Romeine 4:17, dit wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. En luister, vanmôre wil ek vir jou sê, dis nie jou bekommernis nie, want as God dit vir jou wil hê, sal hy sorg dat jy dit kry. Hoe kan ek dan die Here nie vertrou nie? Waar is my vertrouenswaarde? En ek sê vir julle, ek het laasweek was ek voor dit was ek in hierdie bootjie wat ek begin roep het. Sê, Here, waar is die beloftes dan? Want die menslike faktor bly by jou, ou. Maar as ek en jy net op 'n plek kan kom waar ons net ons oë net op die Here kan hou, ons net 'n doelwit het. En nou, vanmôre nog, is dit nie te laat om jou doel te bereik van dit wat jy dalk beplan het aan die begin van die jaar en jy dalk langs die pad tot nou toe het jy opgehou nie. Daar's nog tyd om te herstel, daar's nog tyd om die dinge reg te maak wat jy dalk gedink het wat nooit reggemaak kan word nie. Ons probleem is egter een. Ons moet baie versigtig wees en ek is baie versigtig as ek oor hierdie goed praat. En dit is 'n gevaar ding wat sy besig is om sy kop uit te steek oral. En dit is dat mense verander jou opinie. Hoor wat sê Willie vanmôre. Mense kom oor jou pad
en hulle probeer jou opinie verander van dit wat jy in gedagte het in jou droom en jou siege om te doen dit wat jy graag wil doen. En dan ongelukkig is dit so dat baie van hierdie mense kry dit reg om my opinie oor dinge te verander en dan vat ek mis. Dan vat ek mis. As jy jou gedagtes rig, as jy vir jouself 'n plan het wat die Here vir jou gegee het, en ek glo elke een van ons het 'n plan, dan wil ek vir jou sê, gaan daai plan van jou tot stand kom. Maar oppas, dat mense vir jou kom dinge leer of sê, want dis net daar waar die twyfel en die vyand kry dit reg, om daai saadjie van twyfel in jou hart, en dan begin ek vra, en dan begin ek myself indoktrineer met die verkeerde goed, sodat ek myself op 'n plek kry waar ek nie moet wees nie. Die woord sê dat ek en jy moet standvastig wees. Nou het ek 'n ding geskryf hier. Luister mooi. Dis makliker om skuldig te voel oor iets as om dit te doen. Hoor wat sê Willie vanmôre vir jou. Erken jy dit in jou lewe? Was daar goed wat jy moes doen, wat jy gesê het, ag nee wat, en jy het maar bietjie skuldig gevoel, want dis makliker om skuldig te voel, om nie die Bybel te lees, of om nie kerk toe te gaan, of om nie iets te doen, selfs in jou privaat lewe, is dit makliker om skuldig te voel, want die skuldgevoel hou vir 'n minuut of 3 of 10, en dan gaan hy weg. Erken jy jou dalk self vanmôre? Ek herken myself in hierdie ding. Ag nee wat, ek moenie worry nie, oor 10 minute dan het ek dit vergeet, en dan het ek nog steeds nie gedoen dit wat die Here vir my gesê het ek moet doen nie. Daarom is dit nodig dat ek en jy net onsself moet wees, en dat ons nie moet probeer om mense te beïndruk nie. Ouens, asseblief, as jy ingeskakel is in die boodskap, ons moet nie mense beïndruk nie. Ons moet op 'n plek kom waar ons in God se wil is, en waar ek van die platformpies wat ek vir myself gebou het in hierdie lewe moet afklim. Want die woord sê in nederigheid sal die een die ander hoër ag as in homself. En ek het al hoeveel keer gesê in hierdie gemeente, as ek en Ria nie die nederigste is nie, moet julle dit vir ons sê. Want dan is ons besig om iets te doen wat nie reg is nie. Jy sien, ek wil vir jou lees van 'n geval in die Bybel wat die Here my nou toe gevat het, toe ek besig was met die hele ding van die tyd en allerlei dinge. En onmiddellik kom die storie van die 10 maagde by my op. En dan moet jy mooi verstaan, die 10 maagde was 10 Christen vrouens. Dit was kinders van die Here. Dit was mense wat se doel, hulle droom was om die Here te dien. Hulle word uitgesonder. Luister mooi. Hulle word uitgesonder, hulle word uitgelig. Bokant die normale kerkganger en kind van God word hierdie 10 maagde uitgelig. Want hulle was
op 'n geestelike plek in hulle lewe wat hulle droom was om hulle self uit te leef en in Christus in te leef, omdat hulle dit wou doen. Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 was dwaas. En toe die wat dwaas was hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie, maar die verstandiges het die olie in hulle kanne saam met hulle geneem. En terwyl die bruidegom talm om te kom, het almal vaak geword en aan die slaap geraak, en ons ken die ding, en aan middernag het hulle gesê, daar kom die bruidegom, en ons weet in die Joodse geloof, as jy bietjie gaan kyk na hulle troues en hoe hulle dit gedoen, baie interessant, sal jy sien, meestal was dit in die nag, en dis hoekom die woord ook sê, dat Jesus sal kom soos 'n dief in die nag, wanneer ons dit die minste verwag. En ons weet en ons ken die storie, dat hulle het by die ander maagde het hulle gesê, gee vir ons 'n bietjie olie, en hulle het gesê, nee, ons sal nie genoeg olie hê om dit te doen. En dan is die treurige ding van vers 10, waar die woord dan kom, en hulle het gekom, en hulle het toe begin klop aan die deur, maar die deur was gesluit, sê die woord. Hoeveel mense ken ek en jy wat die pad met die Here loop? Ek het so verwagting gehad die dag toe ek tot bekering gekom het. Dit was vir my 'n nuwe lewe. Dit was 'n nuwe fase. Dit was iets nuuts, 2 Korintiërs 5 vers 17. Ek was opgewonde, ek het uitgesien om die Here te dien met alles wat ek het. En ek het net vir een ding geleef, en dit was om eendag in die hemel te wees. En dan, langs die pad, word jy gekonfronteer deur mense wat opinies verander, en mense wat kom met slim stories. En laasweek het ek ook vir u gesê, ons moet terugkom na die woord toe. As die woord nie vir jou iets sê nie, moenie met jou gedagtes na mense toe gaan nie. Moenie met jou maniere na mense toe gaan om hulle te oorreed. Terwyl jy self weet dat jy nie altyd heeltemal reg is nie. Kom ons bly op 'n plek in ons lewe waar ons gevul en hervul, en waar ons die Heilige Gees van God kan vertrou, dat hy ons op in hierdie rigting sal hou, want dit gaan dit wees wat jou gaan deurdra. Dit gaan die krag van die Here wees wat jou gaan bring waar jy moet wees. Nie jou kerk of jou pastoor of jou ouens wat rondloop met allerlei goed nie. Ja, die kerk is daar, die pastoor is daar, die dominee is daar om jou te help. Ek het in die week iemand met my by my kom sit en gesels. En dan wil hulle allerlei goed sê, ek luister, kom ons verstaan mekaar. Jy kan nie iemand hemel toe vat nie. Jy kan nie eens iemand se siel red nie. Moenie die Here se werk probeer doen nie, want dis mos wat ons wil doen, die predikante die laaste ouens. Ek wil die Here se werk. Jy kan nie. Die Heilige Gees oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Nie jy of jou kerk of wie nie. Julle kan help. Hebreërs 10:25 sê. Ons is daar om die swakkes op te tel. En deur jou geloof wat sterk is, help jy die ander en jy leer hulle. Wegkom ouens.
Ons leef in 'n dinamiese tydperk. Het julle gehoor wat het laasnag gebeur? Amerika het Iran platgeslaan. Uit al 4 daai kernplekke wat Israel nie by kan kom nie, het hy vernietig. Ons leef in 'n tydvak waarin die Here enige oomblik kan kom. Daarom is dit nodig dat ons naby aan die Here sal bly. En my gebed vanmôre vir elke een van ons, kom ons bly maar 'n dienskneg. Het julle geweet in die ou tyd, as die woord gaan kyk bietjie na die woord dienskneg, dit was die swakste, dit was die swakste tipe, kan ek amper sê, mens wat jy gekry het van daardie tyd. Hy was swakker as 'n boemelaar. Dis die ouens wat hulle gebruik het om die skepe, en dan sit hulle 4, 5 so in 'n ry met die spaan. En dan soos die ou wat boop die boot staan, ek is bietjie van my plek af nou, en hy slaan die drom, en elke keer as hy die drom slaan, dan trek hulle. En hoe vinniger hy die drom slaan, hoe vinniger trek hulle hierdie boot. En dan het hulle vir ure onder in daai boot gesit. Hulle kon nie opstaan om kamer te verlaat nie. En hulle moes, dit was 'n diens, net gaan kyk na die werklike woord wat, en wie wat sê die woord? Ek en jy is diensknegte van God. Hy sê verneder jouself voor die magtige hand van God sodat hy jou kan optel. En vanmôre ons doelwit is om eendag by die Here te wees. Ons wil nie hel toe gaan nie. Maar dit kos 'n prys. Kos 'n prys. Kom ek en jy hoor maar wat die Here vir ons sê. En kom ons wyk nie af van dit wat God deur sy Gees in jou lewe vir jou wil hê nie. Kom ons bly by die Here. Kom ons aanbid hom. Kom ons doen dit wat hy werk om te wil, na sy welbehae in jou lewe. Dan weet ons is veilig. Dan weet ons, deur daai genade, kan ek ook iets goeds in my fisieke lewe vir mense doen. Kom ons bid vir mekaar, kom ons dra mekaar se laste, kom ons breek nie mekaar af. Ek raak so in my gees, raak ek kwaad. As ek hoor hoe mense loop en mense met leuns probeer voed en volmaak. Maar ons moet onthou, die vyand slaap nie. En die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. 1 Petrus 5 vers 7, 8 daar. Hy sê jy moet hom weerstaan en hy sal van jou af wegvlug. Ons moenie kompromie aangaan nie, ouens. Kom ek en jy soek God se teenwoordigheid. Kom ons kom op 'n plek wat ek sê, Here, as ek 'n probleem het, want jy gaan probleme kry. Maar dat ek net op 'n plek kan kom waar ek net in die stilte van myself in God se teenwoordigheid kan intap. En ouens, ek sê vir julle, ek het laasweek het ek hier gestaan en daar was nie 'n beklemming om my hart nie, maar daar's 'n onrustigheid oor my want
Maar weet jy wat is die probleem? En julle moet vir die pastoor ook maar bid maar vir my asseblief. Ek bid vir julle elke dag. Ons moet net op 'n plek kom waar ons net kan stil word. Waar ek net God se vertroue weer kan inneem. En die geloof, 227 versies in die Bybel, kan beproef in my eie lewe. Hebreërs 11 vers 6 wat sê sonder geloof kan jy God nie behaag nie. En dan kan ek en jy begin roep en die Here antwoord. Maar hoekom? En ek het met iemand gepraat gister weer. Ek sê baie keer wonder ek, wil die Here nie maar jou geloof beproef om so miskielik iets net so 'n bietjie voor jou te gooi. Miskien wil hy net dalk seker maak. En ek dink dis wat die Here met my gedoen het ook. Hy wil seker maak, is ou wil hy nog op die regte plek? Het ek nog daardie standvastigheid in my lewe om myself voor God te bring en te sê, Here, my alles is op die altaar. En dan kom die Here. Dan maak hy oop en hy maak los en hy voorsien in sy groot genade. En my gebed vir jou vanmôre is dat die doelwit, en jy het 'n doelwit. Baie keer sê mense, nee, maar jy moet maar net so 'n bietjie gaan sit en dink. Handelinge 17 vers 30 sê die onkunde van die mens. Hy sê God het dan die tye van die onkunde in jou lewe oorgesien. Kyk net hoe goed is die Here. Hy weet van jou onkundigheid, hy weet van jou swakheid, hy weet van dit wat jy sukkel, hy weet van hierdie goed. Maar hy weet ook dat hy jou redder is en die voorsiener van dit wat jy van dag tot dag moet hê. Kom ons gaan vanmôre en sê, Here, ons wil U eer. Ons weet, Here, dat daar tye geleenthede kom waar dit met ons moeilik gaan. Die woord sê, kyk dan op. Kyk dan op en weet dat ek die Here jou God is. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ek wil vanmôre myself weer verootmoedig, Here. En ek glo my boeties en my sissies en almal wat ingeskakel is in hierdie diens, dat hulle ook self, Here, wil verootmoedig vanmôre om opnuut te kan kom erken en te kom bely dat in ons swakheid word U krag volbring. Maar Here, wil ons ook vanmôre bely om te sê dat ons weet dat baie dae gaan ons deur donker dieptes of dale wat nie lekker is nie. Maar ek bid so vanmôre dan dat die Gees van God ook in daardie oomblikke, tye, geleenthede, plekke, Here, vir ons so bewus sal maak van U kosbare teenwoordigheid, dat ons sal weet, erken, bely en sien dat U steeds die koning van alle konings is. En dat die oplossing, Here, vir elke probleem net in U te vind is. Daarom bid ons vanmôre vir genade, Here, vir elke ene van ons. Vir die seën van die Here wat ryk maak. En ek dank U daarvoor vanmôre in Jesus naam. Amen. En